Goeiemôre. Het is so lekker om almal te sien. En ja, ons weet die Here leef. En dis die belangrikste. Omdat die Here leef is ons hierso. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir die voorreg vanmôre. Om via as boeties en sissies by mekaar te kan kom in u teenwoordigheid. En ons het een begeerte, Here, en dis om u te verheerlik. En as ons kerk toe kom in woord en daad, Heilige Gees, vra ons u dat u ons sal lei, dat ons Jesus en die Vader sal verheerlik. En Vader, dat ons lewe 'n toonbeeld sal wees van die grootheid en die goedheid van die God wat ons dien. En Vader, dat ons lewende getuies sal wees van die Gees van God wat in ons is, sodat die mense daar buite sal sien en weet, daar is lewe, daar is hoop, en daar is 'n oplossing, naamlik Jesus Christus. Vanmôre wil ek vra, Heilige Gees, soos ons die woord lees, u wat die een is wat het vir ons oopbreek, u wat die ouditeur was van hierdie woord, wil u kom en wil u net deur my hierdie woord vir ons oopbreek. Here, ek wil ook sê, ons luister na wat u vanmôre wil sê, dat ons nie sal bedien in wysheid van mense nie, maar in die betoning van krag en die Gees van God, sodat hierdie woord ons lewens sal impakteer en ons meer en meer soos Jesus kan word. Dis ons gebed en begeerte en ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy nou in die kinderkerk is, jy weet, dis 'n objekles noem ons dit. Maar hierdie was net, ek het Desember maand, toe ons nou 'n bietjie by die huis ook was, het ek iemand se na iets geluister en die persoon het hierdie voorbeeld gebruik en ek gaan dit leen, maar dis my net baie goed. So ek weet julle almal is nou baie nuuskierig, wat's in daai sak? Ek voel soos 'n money in a box, maar ek gaan nou vir julle wys wat's in die sak. Al wat die Here my oor gepraat het, wat ek graag in kort wil deel met julle is, die Here het vir my gevra, is jou byl nog skerp? Nou dis nou 'n snaakse woord, maar kom ek maak die geskenkpakkie oop. Daar sy, dan kan jy nou sien, dis 'n byl. En die Here vra vir my, toe ek na die vrou se illustrasie ook kyk en luister, is jou byl nog skerp? Nou dis 'n snaakse ding om te vra. Maar ek besef toe, dis 'n baie goeie vraag. Want, sê nou maar, hierdie is ons lewe. Dis nou veronderstel om die byl se stok te wees. En hy het nie die kop op nie. Dan beteken hierdie stok absoluut niks. Niks, is 'n stok. Hy is, maar hy is niks. En, maar as jy die kop van die byl sou opsit, dan kry hierdie stok skielik 'n ander dinamika. Hierdie stok kry 'n doel. Hierdie stok kan iets doen. En dis wat die Here met my oor gepraat het van. Baie kere, hoekom my vra as my byl stomp, almal van ons soek deurbrake, baie keer ons lewens bid ons en ons kry nie deurbrake nie, dinge gebeur nie soos wat ons wil nie. En dan dink ons altyd, Here, hoekom, waarom? Waarom gebeur hierdie goed nie in my lewe nie? En die Here sê en vir my, want baie kere is ons 'n stok. Ons dink, en die stok gaan ek nou vir julle verduidelik, ons is soos 'n stok sonder die kop, want die kop is die Heilige Gees. En ek wil dit as 'n illustrasie gebruik. Dit is nou nie, maar julle verstaan, dis 'n illustrasie. Jy sonder die Heilige Gees in jou lewe wat jou lei, is 'n stok. Die Here het jou gemaak, maar jy kan nie jou volle potensiaal en doele nou bereik, as jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou lei nie. Dan is jy soos hierdie stok, as jy met daai stok 'n boom probeer kap. Jy gaan kap en jy gaan kap en jy gaan kap en jy gaan moeg word. Maar as jy 'n byl het wat se kop skerp is, kap jy en die boom val. En dis wat die Here vir my, met my gepraat het, wat ek met julle wil deel om te sê, hoe skerp is jou byl nog? Laat jy nog toe dat die Heilige Gees in alles jou lei? En dan sê ek baie maklik, ja Here. En met alle respek, as die Here sê, okay, kom ons kyk. En Here vat my in die oggend en ek gebruik my as 'n illustrasie, miskien kan jy vereenselwig daarmee of wat ook al wat die Here met jou praat vanoggend. In die oggend as ek opstaan, dan gaan ek nou na 'n plek waar ek nou my stilte tyd hou. En die eerste ding wat ek doen, ek vat my foon saam en so aan en dan sal ek hom oopmaak. Daar's partymal dagstukkies wat deurkom, wat ek gou kyk en so. En dan sien jy soms, hier's 'n boodskap gou van daai ding, net kyk of dit belangrik is en so aan. En
En dan begin ek met my stilte tyd. En dan, so af en toe sal ek weer gaan na 'n compare version en alles. En is alles pragtig en mooi. En die Here praat met my. Dit steel my fokus met my tyd met God eintlik. Want weet jy wat? Almekaar, dan kyk ek gou hierso en daar, dan praat die Heilige Gees met my, dan wil ek net gou hierdie ding vergelyk. En ek wil hoor, dis baie subtiel, ek wil hoor wat ek vandag probeer sê. My lewe het ek besef. As ek tyd met die Heilige Gees spandeer, moet ek gaan en my afsny. Ek moenie eens aan my foon raak nie. Ek moenie hom raak nie. Maak nie saak wie wat, of as ek ietsie wil vergelyk, ek moet gaan sit net voor die Here kom en sê, Heilige Gees vanmôre, hier sit ek, wat wil U hê, moet ek doen? Dit moet my eerste vraag wees. Nie dit. Dit is eenvoudig, maar dit is wat die Here soek. Hy soek jou. Hy soek jou volle aandag. Dis soos wanneer jy met iemand praat, en terwyl jy praat, kom iemand anders in, dan praat hulle gou met daai en dan kyk hulle weer vir jou. Dit is nie wat die Here vra nie. Die Here vra, hy wil jou byl skerp maak in sy teenwoordigheid. Die Here wil daai dag vir jou sê, as jy sit en stil raak vir hom, wil hy vir jou sê elke dag, wat hy wil hê, wat hy wil doen in jou. Hy wil dalk net vandag tyd spandeer met jou, sonder om iets te sê, dat jy met ervaar en beleef. En ek besef, Rona, erken dit, het my sensitiwiteit vir die Heilige Gees verloor. So, ken die Here, ken die Heilige Gees, maar hoor mooi wat ek sê, my sensitiwiteit, as die Heilige Gees praat, want ek is te besig met dinge, om my te help in my stilte tyd, wat ek gebruik, en is reg en nodig na die tyd, maar ek stop nie eerste by die Heilige Gees nie. Sy Heilige Gees vanmôre, is net U sin. Wat wil U vanmôre vir my sê? U is die ouditeur van hierdie woord. Wat moet ek doen? Wat moet ek lees? Wat wil U sê? En al sit jy net, sit in sy teenwoordigheid, dan wil vandag net dalk jou bedien. As jy daar opstaan, jy gaan nie weet wat nie, maar hierdie dag in die agterkom, wow, hierdie is gelig van my skouers af, hierdie is, wanneer laas het ons sulke, en ek sê nie, ek sê nou nie, is nie beskuldigend nie, ek vra net 'n vraag, wanneer laas het ons net met die Heilige Gees tyd spandeer? Niks anders nie. Ons raak so baie keer geïndoktrineer en is nodig met sosiale media, met dinge wat ons help, maar wil hê ons moet hoor dinge wat ons help. Dis nie ons bron nie. En onbewuslik sluip dit in. En dit wat die Here my gevra het, sê Rona, weet jy wat? Dan is jy so vol kennis. Ek is 'n langstok. Kyk, ek ken baie dinge, want ek luister na hierdie en ek kyk na daai en so ek is redelik gevestig in my kennis. Maar ek het geen krag nie. En dis wat die Here vir my gevra het. Soos Paulus sê, my prediking kom nie in die redenering van menslike woorde nie, maar in die betoning van die Gees en krag. En dit soek ek. En ek het voor die Here gekom en my hart huil so. Ek sê, Here, ek soek die krag van God in my lewe. Die krag van God deur ons sal vloei, want dis wat die verskil in mense se lewe maak. As jy dan vir hulle iets sê, en is God se woord, kom dit met God se krag en salwing, en wat breek die jukke? Nie my redenasies nie, nie my mooi praat nie. Wat die jukke breek is die salwing. En die salwing is die Heilige Gees. Dit breek hy juk net so. Jy kan vir maande probeer, jy weet op jou eie, en jy doen nie, jy kry nie deurbraak, sê, Here, maar waar is U, niks gebeur nie. En as jy moeg en stil raak, en sê, Here, help my. Die Heilige Gees is altyd by jou, sê, dankie tog, nou kan ek jou help. En jy kan raakslaan. En jy kan 'n deurbraak kry. En die bome in jou lewe kan val, wat vir jare staan, wat jou lewe oorskadu. En ek dink nie die Here sê in die laaste dae, ek gaan dit nou lees wat hy sê, in die laaste dae sal daar tye kom wat mense liefhebbers, julle ken dit, en ons doen dit nie as 'n vingerwysing nie, dis 'n waarskuwing. Mense hierdie goed realiseer in ons lewens, en in die gemeente en in die kerke, in die liggaam van Christus. Mense sal liefhebbers word van hulle self. Hulle sal hulle eie dinge aanhang, geldgierig is. Ek verdink ek het om hier te kom vir julle lees gou-gou. Dat ek hom net vir julle kry. Ek dink ons moet sommer so toe gaan, maar as ek hom nou nie dadelik kry nie, gaan ek terugkom na hom toe. Kom ek los hom maar eers. En wat ek wil sê, die Here sê,
en dit is wat ek ervaar persoonlik, en ek wil dit graag met julle deel, die Heilige Gees wil weer jou leer. En nog altyd. En weet jy wat so amazing? Die Heilige Gees, en daarom, hy sal nooit homself promoveer nie. Hy's daar, maar hy gaan nie. Jesus het die Vader kom verheerlik. As jy kyk in Johannes van hoofstuk 15 tot 17, sê Jesus, ek het gekom om die Vader te verheerlik. Vader, die werke wat U my gegee het om te doen, het ek net so gedoen, sodat U verheerlik kan word. Vader, verheerlik hulle in my, soos wat ek in U was. En as ek weer na U toe gaan, gee my weer daai heerlikheid. En so is Jesus se fokus op die Vader om hom te verheerlik. Toe kom die Heilige Gees. En Jesus sê in hoofstuk 16, die Heilige Gees gaan kom, die trooster wat julle alles gaan leer. En die toekomstige dinge. Dis die sleutel. Dis die kop van die byl. Vir alles in jou lewe. Hy sê, hy sal alles wat hy hoor aan julle vertel en my verheerlik. En dis iets wat ons moet hoor. En die Here, net as ek so pausknopie druk, ons is daar om die Vader, Jesus en die Heilige Gees te verheerlik. Jou lewe is nie jou eie nie. Jy is hier om die Vader, die Seun en die Heilige Gees te verheerlik met jou lewe. En hulle werk soos in 'n eenheid. Jesus sê die Vader het Jesus die heerlikheid gegee wat hy by hom gehad het, en die Heilige Gees verheerlik weer vir Jesus. En hulle fokus is nie, en ek wil dit nou mooi stel, maar die fokus tussen mekaar is om mekaar te eer en te dien. En die Here wil vanoggend vir jou vra, die heerlikheid wat ek jou gegee het, Efesiërs 1 wat sê, en ons het sy heerlikheid, ons is geskape tot lof van sy heerlikheid. Wat doen jy met daai heerlikheid wat God in jou lewe gesit het? Wat verheerlik jy? Jou eie dinge, jou eie planne? Of sê Heilige Gees, ek het U nodig. En ek wil ek wil vir julle lees uit 1 Johannes, die wat nou na die woord toe wil gaan, 1 Johannes 2, dis heel agter in die Bybel, 1 Johannes 2, vers 27 wil ek graag vir julle lees. Ek wil net sê, jy weet, as jy iets olie werk, het baie maklik. Ook in die natuurlike. So, en hoekom ons die salwing verloor, wil ek sê nou verloor, dis miskien, maar ek is al ook dit kan beskryf. Hoekom ons sensitiwiteit vir die Heilige Gees verloor, is omdat ons nie bereid is dat ons gepers word nie. Olie word gepers. Jesus is in die tuin van Getsemane, wat hy deurgaan te sê, hy Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil, hy's gepers. En olie word gepers, olyfolie word gepers, en die persingsproses baie kere, as ons deur goed gaan, dan wil ons nie sê, Here, ja, U wil nie. Ons doen ietsie anders in die Here, nie nou nie. Nie nou hierdie ding nie, nie nou so nie, en onbewustelik doen ons eie planne. Nog 'n gevaarpunt is baie kere, omdat ons gawes en talente kry van die Here, ons raak so, die woord is self-sufficient, in Engels sê hulle, ons kan op ons eie dinge doen. En wat 2 Korintiërs 3 vir ons sê, vers 17-18, ons bekwaamheid, dis die woord, is nie meer uit God nie, sommer uit onsself. Waar eintlik sê julle bekwaamheid is nie uit julleself, dit is uit God. Ruil ons 'n partytjie sommer om, want ek staan op en ek gaan aan met my dag, en as dinge moet kom, doen ek dit, en die Here is nêrens in die prentjie nie. So my bekwaamheid is myself. Ek stap by dag in, ek gaan doen wat ek moet doen, soos ek dit wil doen, en aan die einde van die dag is dit die werk, jy sê, Here, wat moet ek nou doen? Waar jy die oggend al moes begin het om te sê, Here, ek bring my byl. Maak my skerp vir die dag. Wat wil U moet ek vandag doen? Dat die Here weer terugkom om die middelpunt van jou lewe te word. Want as jy in sy teenwoordigheid sit, sal hy, ek noem dit nou die olie, die salwing, weer vloei deur jou lewe. Want dan is jou woorde nie woorde nie, maar is gesalf deur die Heilige Gees, want dan sê jy wat God sê. En as die Here iets gesê het in die woord, jy kan gaan kyk, dan het dit gebeur. Dan het dit tot stand gekom. Dan sê hy vir hy storm, wees stil, en hy stil. En die Heilige Gees gaan vir jou wysheid gee, hoe om dinge te doen. Deurbrake wat jy jare soek en nie kry nie. Gaan die Heilige Gees vir jou wysheid gee. Kom ek wil nou 'n voorbeeld gee. Onthou julle in die Ou Testament het Elisa saam met die profete seuns. Hy het hulle opgelei, en toe hulle nou reg is om hulle eie ding te doen, sê hulle vir hom, Elisa, ons wil gaan in huise bou, ons wil nou gaan op ons eie wees, is dit reg? Hy sê, gaan, en hy seën hulle, maar hy sê, maar kom maar saam met ons, as ons daar bou, dan is jy daarom daar saam met ons. En wat gebeur? Hulle kap met hulle byl, en die val die kop van die byl in die water. Oeps, daar is hy. En Elisa, die man van God,
wat vir jouself kon sê, omdat hy God dien, vir 'n koning, wat iemand gesê het, toe 'n koning sê, wie gee ons planne weg? Toe sê hy man, koning, daar's 'n man van God, wat vir jou kan sê wat in jou binnekamer gebeur. Dis wat God weer wil herstel in die kerk. Hy wil vir ons openbarings en dinge gee, wat ons vir mense kan sê, dis net God. Hoe het jy dit geweet? Net die Here weet hierdie dinge. Hoe kan God hom openbaar as God, as ons nie hom toelaat, om ons te salf en te gebruik nie? En Elisa sê vir hulle, en die Here gee hom wysheid, omdat hy gewoond is om te wandel saam met sy God, sê hy vir hulle, gooi stok, gooi hout in die water. Nou luister vir ons normale brein, as yster sink, en jy gooi 'n stok in die water, gebeur niks, die stok gaan dryf, dink jy. Dis ons menslike kennis, maar wat gebeur? Toe hy die stok gooi, hier kom die yster op, teen alles wat die wette sê van die natuur, want is God se woord. En ek wil vir jou sê, in jou deurbrake, gaan die Here, as jy by hom stil staan in die oggend, gaan hy vir jou sleutels en dinge gee, want dis God se hart vir sy kinders. En hy gaan vir jou dalk sê, gooi hierdie stok in daai water, jy gaan dink, Here, dit is, maar as jy gehoorsaam raak, en doen wat die Here sê, gaan jy sien, die yster kom na bo, kan God die onmoontlike moontlik maak, want in God se woordeskat daar nie iets is onmoontlik nie, hy is God van die moontlike, dan word alles moontlik, en jy kan in sy hand weer, 'n effektiewe instrument raak wat hy kan gebruik, en as hy jou vra om iets te doen, gaan jy raak slaan, jy gaan nie slaan en daar is geen krag nie, maar as jy gaan slaan, gaan die impak daarvan wees. En weet jy sal nie moeg word nie, want wat sê die ding? Al die werke uit die vlees maak jou moeg. En dis wat die Here wil hê, hy wil nie eens met ons eie krag het doen nie, ons met ons sy krag. Maar as ons sy krag het wil doen, moet ons toelaat, dat hy inspraak in ons lewe hê. Ons is syne, ons is sy tempel. Maar ons hardloop so baie rond, dat die tempel gaan daar, en die Heilige Gees staan hier, om amper om dit so te stel. Want ons hardloop, ons is besig, en sê, Here, ons is ding om te doen vandag. Ons kan nie nou hier, verstaan, en ek noem dit nie nou leerlik nie, ek wil 'n illustrasie gee, want ek sluit myself in, ek moes my eie hart ondersoek, en ek is ook besig daarmee. Sê, Here, ons soek weer die salwing, ons soek die teenwoordigheid in my lewe, in die liggaam van Christus, wat stikkend is. En as jy oor die kerke heen kyk, wat in kerke gebeur, dis die liggaam van Christus, en dit lê in flarde by baie plekke. En Jesus het kom sterf vir dit, dat ons kan heel wees. En ek wil vir julle sê, die Here het my gevat daar toe, en het my gesê, Rona, weet jy wat, my koninkryk, as jou woordeskat enige sinnetjie in het van, ek, myself, dit, dan mis jy die koninkryk beginsel. Want God se koninkryk bestaan uit ons, die Vader, Seun en die Heilige Gees. Hy sê, Jesus het gesê, en ek het 'n liggaam gemaak. Liggaam, hoor julle die konsep? Jesus het nooit, toe hy op die aarde was, alleen gewandel, en net gepreek. Nee, hy het gewandel, maar hy het disippels gemaak. En hy het 12 gehad, wat hom gevolg het. Want God soek 'n liggaam. Dis God se model, nie my model nie. En ek sê dit nie vir enige ene om iets te sê nie, maar ek wil sê, ons moet besef, as ons in God se koninkryk is, dan is dit ons. En ons het mekaar nodig, wat gesê was vanoggend, en wat Jean gedeel het, ons het mekaar nodig, die liggaam het mekaar nodig, want God het dit so gemaak. En ons moet weer op 'n plek kom, as ek 'n krisis of wat het, dat ek kan sê, my boetie, mis jy bid saam met my, sonder om skrif van, want daar's krag in gebed. Ons moet weer begin glo wat die woord sê. Daar's krag in gebed, wat 2 of 3 saam stem in my naam, sal dit so wees. Ons moet weer begin terugkom, na wat die woord sê. Die woord se beginsels. En as die Heilige Gees dit inspireer, kan dit nie anders as om te volbring, dit wat dit sê nie. En ek vra toe Heilige Gees, hoe kry ek my byl skerp? Hoe kry ek my byl skerp? Nou daar's baie dinge eintlik, maar ek wil vir julle sê, daar's 3 goed wat ons kan doen, en ons hoor dit, maar ek wil vandag net 'n stukkie by elkeen vir julle gaan lees, wat ek geskryf het. Ons kan die Heilige Gees blus, ons kan hom weerstaan,
En ons kan hom bedroef. Julle ken dit. Maar ek wil vandag jy lees saam met my. Kom ons gaan kyk net na 1 Tessalonisense 5 vers 9. 1 Tessalonisense 5 vers 9 dis 'n kort sinnetjie, maar so kragtig wat sê, blus die gees nie uit nie. En ek het gaan kyk in die Grieks wat beteken daai woord blus. En ek gaan dit nou in Engels lees. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Ja, 19. Dit sê, with a present imperative means to stop doing it or not to have the habit of doing it. So wat hy eintlik sê, as ek die Heilige Gees blus, dan hou ek op om die gewoonte wat ek gehad het om te volg, of om te doen wat hy my altyd sê om te doen. Maar ek doen nie altyd wat hy sê. Daar's 'n verskil. Om altyd te doen wat hy sê, en om soms te doen wat hy sê. Dit beteken, ek blus hom. As die Heilige Gees vir jou sê, doen dit en jy doen dit nie, dan blus jy hom. En dit is soos wanneer jy voor hom staan, elke môre, dan wil ek amper sê, dan wakker jy die vuur in jou aan. Die vuur wat binne in jou is, jy is gedoop met die Heilige Gees met vuur, dan maak jy dit nie, hou dit brandend, jy blus dit nie uit nie, jy aktiveer dit elke keer. En die ander ene wat hy gesê het is, as ek toch weerstaan hom nie, en hierdie weerstaan, is in Handelinge 7:51, wil ek daai woord uithaal. Dis wat Stefanus praat met die volk net voor hom gestenig het. Sê hy, julle hardnekkig is en onbesneden is van hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle Vader, so ook julle. En daai resistance beteken maar net, to be dead to the world, yet they would, you would lead them to be dead to the world, yet they drive on their plans of gain. So dit beteken, jy doen jou eie ding nog steeds. Jy weerstaan wat die Heilige Gees sê en jy doen jou planne, nie God se planne nie. En as ons nou wil eerlik wees, een of ander tyd in ons lewens, bewuslik, onbewuslik, is ons baie keer besig om ons eie ding te doen, nie meer God se ding nie. En om net terug te gaan, die Heilige Gees wys vir my. Die ander enetjie wat die is die woord, ekskuus tog, het ek hom net gehou. Moenie worry oor die klomp blaai nie, ek is te groot, want my gesig, die ander is bedroef. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En daai woord wat daar gebruik word, means properly to afflict with sorrow, to make sad or sorrowful, daai bedroef. En wat hier uitstaan is net, voor hierdie versie, as julle gaan lees, praat die Here van, jy moet valsheid uit jou mond al leens, wat ek net 'n paar hier aanhaal vir julle, as ek tog, dat ek net daar uitkom, dat ek vir julle dit net gou hierso lees. As ek my brood opsit, sal ek beter sien. Maar hy praat onder andere van valse woorde wat jy spreek. Kom, ek gaan so, en ek sien dit om heeltemal nie, want ek moet vir julle eerder lees. Net voor dit, hierdie vers het 'n koppeling aan hom. Ekskuus, ek vat nou tyd. Maar ek wil dit graag vir julle lees. Voor hy sê hy, gee die duiwel geen plek nie. Dis die verse wat voor die bedroef gaan van die Heilige Gees. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die een wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing nie. Alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu, laster, moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Dan die ander deel, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar en vergeef mekaar soos God in Christus Jesus julle vergewe het. So die bedroef van die Heilige Gees gaan baie kere saam wanneer ons sulke dinge doen, die vleeslike doen. Vleeslike sondes. Hierdie goeds als in die vlees, die boosheid, die woede, die dit. Hy wil jou lei elke dag.
om nie in die vlees te wandel, maar om die gees te wandel. En wanneer jy in die gees wandel, sal jy vriendelikheid openbaar, sal jy vergewe wanneer jou vra om te vergewe byvoorbeeld. Maar wanneer ons in die vlees is, woede, boosheid, dan ontplof jy sommer of dinge gebeur. En dit bedroef die Heilige Gees, want dan openbaar jy nie die karakter van Jesus, wat hy besig is om jou in te lei nie. Want die Heilige Gees is ook die gees van heiligheid. En die ding is, hoe weet ek en jy, as ons in die Heilige Gees wandel, wat is die tekens daarvan? Ek wil vir julle hier 'n stukkie net lees. Voor ek daarby uitkom, wil ek net teruggaan na, ons is verseël met die Heilige Gees. Hierdie verseël is nie net 'n woord wat die Here gebruik nie. As jy iets verseël, soos in die Ou Testament, as hulle die scrolls of wat ook al aan die koning of 'n brief, die koning sy seël daar opgesit, of as hulle graf toemaak, dan het hulle 'n seël daar opgesit van die koning, wat beteken, dis sy eiendom, of wie sy eiendom het ook verseël het, dit beskerm daai eiendom, en jy mag nie daaraan vat nie. En jy bewaar daai dokument. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ons is verseël met die Heilige Gees. Awesome. Ons is God se eiendom. Hy bewaar en beskerm ons, die Heilige Gees, tot op die dag wat Jesus weer kom, sê hy skrif. En niemand kan aan ons vat nie, want hy beskerm ons. Hy wil ons bewaar en beskerm. En dis wat hierdie verseël ook beteken. Ons is verseël. Ons is God se eiendom. Nie iemand anders nie, God se eiendom. Hoekom wil die Here hê, of hoekom wil die Heilige Gees begeer die Heilige Gees om in en deur ons te wandel? Ek het hier net geskrywe, die Heilige Gees help my om God te behaag en om my goddelike roeping wat die Here my gegee het tot volheid te bring, sodat wanneer hy weer kom, ek sal wees net soos wat hy is. Dis jou roeping. En dan sê Sagaria 4 vers 6, en ek wil dit net aanhaal. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here in Zerubbabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees, sê die Here van die leerskare. So ons krag kom nie uit onsself nie, dit kan nooit nie. Ons krag kom van die Heilige Gees wat alles gemaak het. 2 Korintiërs 3 vers 5 wil ek vir julle lees. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars. Jy is bekwaam gemaak om te gaan dien of iets te doen in sy koninkryk. Nie vir jouself nie, God se koninkryk is ons, om iets te gaan doen, waar die Here ook wil sit. Dan sê hy hierso, van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Hierdie Nuwe Testament is van die Gees van God moet jou lei. Van die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En dis hoekom die Here sê, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my losgemaak van die wet van die sonde en die dood. As jy in die vlees wandel, kan jy God nie behaag nie. En dit bedroef die Heilige Gees. Want ja, Jesus het gesê, ek los hom vir julle. Hy moet julle alles leer, hy moet julle alles lei. Hy gaan heiligmaking in jou werk, dat jy net kan word soos wat ek is. Hy gaan jou vra om dag vir dag, soos wat hy lei, jou gedagtes te vernuwe, om in lyn te kom met die woord van God, en toe te laat dat sy krag jou in die innerlike mens verander, sodat jy vernuwe is na die mens wat jy moet wees, sodat wanneer ek jou wil gebruik vir wat God sê jy moet doen, dat jy gereed is om bruikbaar te wees. Dat jy nie stomp is nie. En daarom vra die Heilige Gees, soos wat die Here my ook gevra het, vra hy, is jy bereid om jou byl skerp te maak by my? Is jy bereid om die oggend in te kom, eerstens by my, om jou selfoon, en weet jy wat jy uitdagendste, partykeer as jy net gaan sit, en sê, Here, praat met my vanmôre, en jy sit, en jy is nou bang jy slaap, maar om jouself te dissiplineer, want jou liggaam is so ongedisciplineerd, om jouself te sê, Here, ek gaan nie sit, want ek weet jy wil met my praat, en liggaam, jy, en siel, julle gaan nou stil raak, jy sal hoor wat die Heilige Gees jou vanmôre sê, en om jou te beoefen, al sit jy net stil, en ervaar jy net die vrede, wat die Here ook al met jou wil deel. Ander kere sal jy sit en 'n skrif kom by jou op, dan gaan jy lees en die Heilige Gees sal vir jou wys en sê wat jy moet doen. En as jy dit gedoen het, dan vlam jy voed die vuur in jou, om het so te sê, want hy sê, blus die Gees nie uit nie. Jy voed die vuur weer met die woord, en die woord is
is ons energie, wil ek amper sê. Want die woord is kragtig en skerp, soos 'n tweesnydende swaard. En as jy dit toelaat in jou lewe, sal jy weer begin sensitief raak vir die Heilige Gees. Want voor jy uitgaan, gaan jy vra, Heilige Gees, wat moet ek doen? En as jy dit doen, gaan jy vra, Heilige, jy gaan so geoefen wees, om te luister na die Heilige Gees weer. Sonder om net jou goed te vat, jou handsak en alles, en dan gaat jy die huis uit, en jy moet dit doen, dan doen jy, en ek sê nie, ons kan nie, ons is nie verlam nie, ons kan sekere take doen, maar nie verkeerd verstaan nie. Maar ons vra nie die Heilige Gees, hy is nêrens in jou prentjie nie. En dit bedroef hom. Want dan sien jy maak foute. Jy klim, doen, net, jy kan sonde doen, of jy skreeu daai kant, of jy doen dit en dat, en jy weet, wow, as jy net vanoggend by my wou sit, het ek jou gevoed. En as jy in daai situasie was, sou jy nie geslaan het nie. Maar jy sal my toegelaat het, om saggies net te kap, en dit sou gebeur het. En ons moet so afhanklik wees van die Heilige Gees, van die Here werk nie altyd dieselfde nie. Onthou julle met Moses, een keer sê die Here vir hom, slaan die rots. Die tweede keer toe wil hy dit sommer weer doen. Ons moenie in default mode gaan nie. Tweede keer toe sê die Heilige Gees, praat met die rots. Ook 'n rots, maar nou praat jy met hom. Daarom is dit so baie belangrik, dat ek en jy elke dag by die Heilige Gees sal stil staan. Elke oomblik, so afhanklik. Hierdie wat Jean gesê het, so amazing, the breath. Dis daai asem. Jy kan nie sonder dit lewe nie, jy dink jy kan, maar jy kan nie. En daarom, as jy by die Heilige Gees, sal jy 'n stem agter jou hoor, sê Jesaja wat sal sê, gaan die kant, gaan daardie kant. En ek glo ons leef in die dae waar die Here ons weer terugroep na heiligmaking. Eerstens, en heiligmaking kan net plaasvind sy Heilige Gees jou lei. En tweedens wil die Here ons bewaar teen die gees van die wêreld wat inklim. Wat hy sê in die laaste dae sou mense na dinge hardloop en nie meer na God nie. Die Here wil ons beskerm. Hy sê nie dit vir ander rede nie. Nou, hoe kan ek die Gees behaag? Ek wil afsluit daarmee. Hoe kan ek die Gees behaag? Efesiërs 4:22 en ek gaan dit sommer vir julle lees. Hy sê hierso, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die Gees, nie in die vlees nie, in die Gees van julle gemoed. Nie met jou planne nie, die Heilige Gees. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid moet ons wandel, en heiligheid. Daarom, om dit reg te kry, lê die leuen af, en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Sien Here se liggaam. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. En dan praat hy wat hy gesê het oor steel, geen vuil woord, woede, bitterheid, en wat hy sê, wees vriendelik teenoor mekaar. So ek wil sê, kom ons wees die antwoord vir die wêreld daar buite. Kom ons wees die antwoord. En ek kan slegs die antwoord wees as ek deur die Gees van God gelei word. Want deur die salwing sal die juke breek. En dis hoekom Jesus het altyd eers gaan bid, dan kom hy af, dan hy die skare bedien. Hoekom? Ek wil amper sê, hy het sy olie gaan kry. Hy het afhanklik gesê, Here, wat wil u vandag daar doen? Nie sy eie planne gevolg nie. En ek wil net hierso sê, eerst 1 Tessalonisense 1 vers 5, sê Paulus, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees. En in volle versekerheid, soos julle weet, hoe danig ons onder julle ontwil gewees het. En julle het my navolgers geword, en van die Here, so het gedoen wat hy sê, ook in die krag van die Gees, hy het 'n navolger geword. En dan vers 7 sê, sodat julle ons voorbeelde geword het vir al die gelowiges. Hy praat net in Macedonia en Akaia, en ek wil sê, mag ons voorbeelde word, van iemand wat gelei word deur die Gees van God, in Trigard in die omgewing. Mag ons regtig besef wat dit beteken, om kind van God te wees. Want toe jy tot bekering kom, het die Heilige Gees in jou gekom, en sonder hom, kan jy niks doen nie. Jy kan probeer. Jy gaan nog 'n stok wees, nog 'n mens wees, maar jy gaan afgestomp wees. Jy gaan geen impak hê nie, nie deurbrake nie, niks nie, want jy probeer. Totdat jy sê, Here, ekskuus,
Soos Jesus in Getsemane, al gaan jy deur wat? Nie teenstaande. Ek vra nie my wil nie, maar U wil, Heilige Gees, kom en wees in beheer. U is die kop, ek volg. Wat U sê, gaan ek doen. En as ons terugkom na dit, wat ek vir julle sê, sal ons sien hoe die krag van God in en deur ons lewens manifesteer. Want dit is nie 'n betoning van woorde nie, maar van krag. En mag dit ons begeerte wees, dat ons weer die Heilige Gees toelaat. Ek praat met myself, ondersoek myself, dat ons die Heilige Gees toelaat om in en deur ons lewens weer te werk, soos wat hy wil. As regtig sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. En ek wil graag afsluit met 'n liedjie, wat ek gevra het, dat Tsepa het hom nou net korter vir my opgesit. En dan wil ek hê met julle oë sluit, en ek wil hê, soos wat die liedjie speel, wat ook al die Heilige Gees met jou gepraat het vandag, dat jy dit net vir hom sal sê. En dat ons dit 'n tydjie sal stil raak en die Heilige Gees kans gee, om hierdie woord soos wat hy dit wil bedien, in jou hart vas te maak vir môre. Dankie, Tsepo. When my flesh and heart are fading fast, You remain, You hold me still. You're the strength that makes me stand when I can't last. You're my portion, always will, always will. So I make You my dwelling, my hiding place. I will seek You all my days. Let me never wander far from Your embrace. Keep me close, keep me always closer. I need to be closer. Pull me in, don't let me go. Closer, Jesus, draw me closer. You're the only one I know. Closer, closer, closer still. Nothing else can ever feel. Kadosh, Kadosh, Adonai. Holy, holy, draw me nigh. Mili Bashamayim. Whom have I in heaven? Vim Shalot Shafatzti. Besides You, I desire nothing. Karov, Elohim Litov. To be near to God is my good. Karov, Elohim Litov. This is all I've understood. Ja, dankie Heilige Gees. Dankie dat U so intens belangstel in ons. Dankie vir U begeerte om ons te lei, om ons te help. En dat U selfs bedroef word wanneer ons U nie toelaat nie, want U hart is vir ons. U begeerte is om ons beter en meer te maak. U begeerte is om ons te help om ons volle roeping in Christus uit te leef. En om die volle gestalte te bereik, soos wanneer hy kom, ons soos hy sal wees. En ek wil vanmôre vra, Heilige Gees, dat U my sal vergewe, waar ek U bedroef, geblus weerstaan het. En ek wil vra, Heilige Gees, wil U kom, in die volheid, in die soewereiniteit, wil U wegkom brand, vanmôre al my planne, al my idees. En ek vra, Heilige Gees, wil U elkeen van ons kom vul opnuut met 'n vars salwing, Here. En ons verklaar vanmôre, sonder U is ons niks. Kan ons niks doen, Here. Daarom wil ons sê, ons het U so nodig.
kom en wil en werk na u welbehae. O Heilige Gees, u is so welkom. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus. Amen.